groet U weer eens in Hy wonderlike oorwinnende naam van in sy Here Jesus Christus. God is goed en Hy is waardig om geprys te word. Nou ek wil jou weer eens vandag bemoedig uit die woord van die Here. Welkom ook hier by Daily Devotions met my Natasha Fick. Nou ja, ek wil jou bemoedig uit die woord van die Here uit Hebreërs 12 en dit sê vanaf vers 1, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Laat ons hierdie wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oë gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Nou vandag wil ek baie graag met jou deel hier uit my eie boek uit. Begin jou dag met God, my dagstukkies, begin jou dag met God. Dagstukkies vir die besige vrou, en dit is deur my Natasha Fick. Dit is verlede jaar 2019 wat ek hierdie boekie ook uitgebring het, en vandag wil ek graag met jou deel oor hierdie gedeelte wat sê, bly in jou baan, to stay in your lane, to run this race with endurance, the race that is set before us, to run with endurance. En weet jy, wanneer ek en jy besig is om in 'n wedloop in deel te neem, is dit belangrik vir my en vir jou om in ons eie wedloop, in ons eie baan in te bly. Dit is so belangrik. Hoeveel keer het ons al gesien dat wanneer atlete besig is om te hardloop, besig is om aan 'n wedloop deel te neem en hulle hardloop en hulle bly nie in hulle eie baan nie. Het jy al gesien wat gebeur? Dan hardloop hulle so in mekaar se bane in, dan val die een bo oor die ander een, want hulle bly nie in hulle baan nie, en dan kry hulle ook seer. En ook die ander wat deelneem, want dan hardloop jy in 'n ander persoon se baan in, en dit is so belangrik dat ek en jy bly in die baan wat die Here vir ons geplaas het, dat ons bly in die roeping wat die Here vir ons geroep het. Let us stay in the lane that God has called us for. Let us stay in our own lane. Let us stay in our own course. Let us stay in our own race that God has placed us in Jesus name. Dan weet jy, wanneer ek en jy besig is om in ander mense se bane te hardloop, dan kan ek en jy ander seer maak daardeur in Jesus naam. So we need to stay in the lane that God had called us for in Jesus name. En weet jy, toe ek begin het met Woman After God's Own Heart, het die Here vir my 'n woord gegee en het gesê, you need to stay in your purpose. You must run with your purpose. You must run with your vision. You must run in the lane that I have put out for you in Jesus name. So ek nodig, liewe luisteraar, liewe dierbare, om te bly in jou baan, in dit wat God wil hê jy moet doen in Jesus se naam. En weet jy, net so is ek in die geestelike realm en in die geestelike wêreld, is dit so belangrik om te weet waarvoor God jou geroep het. Want as jy nie weet waarvoor God jou geroep het nie, dan gaan jy links en regs afwyk, en dan gaan jy in ander mense se bane in probeer hardloop, en dan kan dit vir jou reg lyk, maar dan is dit nie wat God vir jou gesê het om te doen nie, en ook om te kom doen vir hom op hierdie aarde wat hy vir jou gegee het om te doen, en ook om jou doel te vervul. Staan 'n paar dae af, gaan in vas en gebed in, en vra vir die Here, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Waarvoor het U my geroep, Here? What is the calling that you have placed upon my life in Jesus name? Here, dat ek doen dit wat U wil hê ek moet doen in Jesus se naam. En wanneer jy weet wat dit is wat God jou voorgeroep het, sal jy nie anders seermaak nie, en sal jy in jou eie baan in bly. Dan sal jy nie probeer om ander mense uit hulle posisie, uit hulle pos uit te hardloop nie, because then you know what it is that God had called you for in Jesus name. En weet jy, toe ek tot inkeer kom, was dit een van die dinge wat ek vir die Here gevra het, om vir my te wys, wat is dit wat hy wil hê ek moet doen? Wat is dit waarvoor hy my geroep het? En wat is die gawes wat hy op my lewe geplaas het? Ek het in vas en gebed ingegaan om te hoor wat die Here vir my wil sê. En weet jy, die Here is getrou aan sy wil, en hy het aan my bekend gemaak waarvoor hy my geroep het en wat my roeping is. Wat is jou roeping vandag, dierbare? What is the calling that God had placed upon your life? What is the vision that God had placed upon your life? You need to know who you are in Christ Jesus. You need to know what it is that God had called you to be and to do in this earth and in this lifetime in Jesus name. Kom ons bly in ons bane, kom ons hardloop in ons bane, kom ons hardloop nie in iemand se baan nie, en kom ons doen dit wat God wil hê ons moet doen in Jesus se naam. Vir my Natasha Fick, mag jy 'n geseënde dag hê. Dis 'n splinter nuwe dag, 'n splinter nuwe maand.
kom ek en jy strek ons uit na dit wat daar voor is en ons maak ons los van dit wat daar agter is. Share hierdie video, like my page, Woman After God's Own Heart, subscribe ook tot my YouTube channel in Jesus se naam. Tot weer ziens.